Honderdduisende briewe wat die afgelope maande in poskantore opgehoop het, eis nou ook 'n tol van miljoene rand op stigtings vir gestremdes, armes en siekes. Want geld wat gewoonlik die tyd van die jaar met slakkepos ingesamel is verlore. People only give when they're reminded or they're asked, because other things keep coming into your life. And a lot of the direct mail donors, regular donors, don't want to use new technology. They like the tactile feel of a newsletter and looking at the photographs. Ons het 10 chokhuise in Suid-Afrika en hulle het almal munisipale rekenings. Dit word met die pos gestuur, dit kom nie by ons uit nie en dan word ons elektrisiteit afgestuur en dan moet ons herinstellingskoste betaal en so aan. Die ekonomie word natuurlik ook erg geraak. 'n Groep van 15 tydskrifuitgewers gaan nou die onafhanklike kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika nader met hulle klagtes. Een van hierdie uitgewers sê hy het reeds die poskantoor afgeskryf. Hy is nou op soek na 'n nuwe onafhanklike diensverskaffer om elke maand sowat 20,000 tydskrifte by sy klante se huise af te lewer. Advertisers are delaying payments to publishers, and because they say, and it's true, that magazines are being delivered late and sometimes not at all. We're also experiencing advertisers cancelling advertising. I honestly feel that labour problems like this are actually a symptom of deep neglect by management over an extended period of time, to the extent where the workforce becomes militant. Yep. And this is not the normal way a workforce operates. Die kommunikasiewerkersvakbond sê hy eis 'n 7% salarisverhoging en aanvaar nie die poskantoor se verweer dat daar bloot nie geld is nie. Daniela van Heerden, Een Nuus, Johannesburg.